aktiewe wag. Romeine 8 verse 25 en 26 sê, maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. As ons in 'n tyd van wag is, moet ons die beste daarvan maak. Om te wag is in die skrif nie 'n passiewe saak nie, maar 'n aktiewe een. Dis nie niks doen nie. Wag is om op God te fokus, sy inset te ontvang, om voor te berei, om jou met hom te belyn. Dis om te bid en aktief te vertrou. Dinge gebeur terwyl jy wag. Die Here is ook besig terwyl jy wag. Die Heilige Gees kom ons tot hulp. Hy tree vir ons in lyn met God se wil en ons eie hartsbehoefte. Hy berei ons harte voor, soos grond in die winter voorberei word vir die lente. Die Here wag self ook, want hy het 'n tydsberekening in gedagte. Wag dus op die Here. Ja, wag en werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wag op U ingrype, U seën, U tydsberekening. Terwyl ek wag, Here, wat moet ek doen? Hoe moet ek bid? Dankie dat U Gees ook bid, Here, in my, vir my, in U wil. 'n gebed wat beslis beantwoord word. Amen. Die Here seën jou.